Baie welkom by ons heel laaste episode vir 2025 en dit is ons Kersfees episode. Christmas special. Ons is Christmas special. Nou, baie welkom aan elkeen van julle. Ek kan nie glo, ek sê die woorde dat dit ons laaste episode is nie. Het voel al vir my, ek sê al van die middel van die jaar af, ek kan nie glo ons is al nie die tyd van die jaar nie, maar dit voel werklik hierdie jaar het verskriklik vinnig verby gegaan. En, maar jy is so welkom hier saam met ons, en ons vat nou, die skole sluit volgende week, maar kom ons wees nou dood eerlik, die skole het eintlik al Vrydag gesluit. In alle opsigte. Dit is nou maar net so van hierdie week af gaan ons nou klaarmaak met die episodes wat uitkom hierdie week. Julle kan as julle in klein groepe bymekaar kom, kan julle lekker saam kuier. Soveel keer as wat julle wil in hierdie tydperk, maar dan in Januarie wanneer dit net so voor die skole begin, sal ons dan weer ons volgende episode in live vir 2026. Maar Koos, hierdie naweek, so dit is nou, ons het so reël, weet dat ons wil nie eintlik voor die 1 Desember Kersboom opslaan in ons huise nie. Maar dit is maar net, want as ons nie 'n datum op het gaan sit nie, gaan ons al teen Junie maand al Kersbome begin opsit. So ons het, maar hierdie naweek was nou, weet vandag's Maandag, so hierdie naweek het ons nou die Kersboom opgesit. En Koos, jy sê nie glo wat vind ek toe nie. En ek het onmiddellik aan jou gedink. En ek wil jy moet dit vir ons dra. Ek het vir jou 'n ronde brilletjie gekry wat deel is van ons dit pas so perfek by sien jy. Waar is jy geraak? Sy Koos van As hy nou sien. Ja, Koos, kom maar, mense gaan nie kan ernstig opneem wat jy sê nie, maar jy kan dit hou vir jou vir Kersfees, daar's vir jou. Hoe kon jy geraak? Alright, maar is mooi rond. Ja, lieflik. Okay, julle, ons ernstig nou, is ernstige dinge waarmee ons besig is. Ons is in 'n feestelike tyd van die jaar. En Koos, Kersfees is so 'n lekker tyd. Tyd van feesviering, 'n tyd van, kinders, ek weet my kind is nou al, hy's nou daar op daai punt, jy weet wat hy nou begin agterkom, jy weet, hierdie fantasie is, en ek moet mooi praat nou, jy weet, hierdie fantasie is daar's dalk 'n moontlikheid aan dit, dat dit nie noodwendig waar is nie, maar hy hou vas aan dit, hy wil dit nog steeds hê, want daar's iets aan dit, aan die lekkerte van Kersfees, van Kersvader wat kom, en die Kersboom wat opgaan, maar terselfdertyd ook is daar vir baie gelowiges, hierdie twee stryd in ons binneste oor, is Kersfees iets wat ons moet vier? Is dit iets wat ons want ons almal weet, nou regter, dat die 25 Desember is nie Jesus, heel waarskynlik, amper 100% seker, dit is nie Jesus se geboortedag nie. So, en jy weet, ons gaan nou vanaand nog in hierdie episode nog lekker daaroor gesels, maar wat maak ons met Kersfees, wat hier is elke jaar in ons wêreld, en wat moet ons as gelowige daarmee maak? So kom ons begin en ons gesels hieroor. Ja, Gerard, ek kry dikwels op my sosiale blad, as ek byvoorbeeld 'n Kersgedig publiseer of iets, nou en dan reaksie van mense wat eintlik baie ernstig daaroor is. Hoe kan jy iets oor Kersfees doen? Dis heidens. Ek glo nie daaraan nie. En dan is dit nou, kom ons sê maar van my eintlik aanhangers. Jy verstaan? Op my kunsblad nou, van my gedigte en goed. Dan kan hulle nie glo, ek sê iets oor Kersfees nie. Omdat dit nie die presiese dag is nie, en omdat daar eintlik 'n heidense oorsprong is, moet 'n Christen hom nou heeltemal daarvan weerhou. Natuurlik is daar goed waarvan ons moet weerhou. Ons kan nie aan heidense praktyke deelneem nie, of heidense gode aanbid nie. Maar die geskiedenis van Kersfees is eintlik iets anders vir my. Dis byna
die waarheid wat die leuen oorwin het. Dat iets in die kultuur wat in die fertiliteitsgodsdienste 'n god wat die aarde besoek of seën of 'n godeseën wat gebore is vier of 'n moedergod vier, het die kerk as dit ware gesê, hoor hier, maar hierdie mite, hierdie valse idee wat julle het, daarin is eintlik iets, want God het inderdaad na die wêreld gekom, 'n maagd het inderdaad swanger geword. Hierdie fees wat julle onwetend vier, 'n heidense afgodsfees, weet julle wat, die een wat julle soek is eintlik Christus. Om daardie geskiedenis te vat en te vier en te sê, kyk, die lig het die duisternis oorwin, maak vir my Kersfees 'n wonderlike triomf, waar die Here se werk eintlik binne in 'n verdwaalde, verdonkerde wêreld ingefiltreer het en dit van binne af iets anders gemaak het as wat dit was. Ek wil nie eens sê, ek kan niks daarmee verkeerd sien nie. Ek kan alles daarmee reg sien. Dit voel vir my 'n hele wêreld wat 'n afgodsdiensfees sou hou deur al die eeue tot vandag toe, het in steede daarvan elke jaar gehoor, Christus het gekom, die maagd het swanger geword, hy's gebore. Wat 'n oorwinning vir die evangelie. En as mens net gaan, en kom ons doen nou 'n steekproef, jy gaan nie in die strate in en jy gaan vra 200, die eerste 200 mense wat jy raakloop, jy vra vir hulle, vertel vir my van die oorsprong van Kersfees. Kan ek amper vir jou sê, ek dink amper 99,9999% van die mense gaan vir jou sê, maar dis die geboorte van Christus. Ja, of as jy vraag anders stel en nie sê die oorsprong nie, party gaan dalk sê ek weet nie, maar as jy sê wat is die betekenis? Ja. Niemand gaan sê, Ja, o nee, dis een of ander heidense ding en jy verstaan, so ek dink dit herinner my aan wat in Handelinge 17 gebeur het, Gerard. En toe ek en jy hieroor gepraat het, jy gesê daar's 3 goed wat 'n mens moet doen met goed uit die kultuur of wat na jou toe kom. Ja, iemand het dit geskryf, hy het gesê in die kultuur is hy altyd wat jy vir jouself die 3 goed moet sê. Daar's sekere goed in die kultuur wat ons moet reject. Dit is die blaatante, blote, bose goed wat ons duidelik sien is van die bose af, dit moet gereject word. En in 'n sin is Kersfees dit. Ja. Die oorspronklike Kersfees het reject, dat julle sê, hierdie fertiliteitsgod, hierdie moeder, en dis nie waar nie, Christus het gekom, so is in 'n sin ook 'n reject. Ja. Dan so die dinge wat ons moet receive, dit is die dinge wat ons ontvang, dit soos Paasfees, ons ontvang dit, en dan is daar byvoorbeeld, dan is die laaste ene om dit te redeem. Daar's sekere goed in die kultuur wat it's redeemable, en dit is nou ook wat hier gebeur het. Daar was nou hierdie iets hierdie slegte storie, slegte iets, wat nou geredeem word, en dis hoekom meeste mense sal vir jou sê, wat is die betekenis van Kersfees, sal hulle sê, dit is die geboorte van Christus. Nou net so het Paulus gemaak met 'n stuk afgodsaanbidding daar in Athene. Die godsdienst daar het duisende gode aanbid, byna soos die Hindoes vandag, wat sê daar's miljoene gode, as jy my nog, daarom sal 'n Hindoe maklik sê, I accept Christ, maar jy moet mooi vra wat hy bedoel. Hoe meer gode ek het, hoe beter af is ek. Maar om Christus as die enigste redder te aanvaar, dit is die ding, maar nou is Paulus daar in Athene, en hulle is ook so 'n klomp mense wat 'n sweterjoel gode het, daar is 'n tegniese naam daarvoor wat ek nou vergeet het. Maar dan kom hy en hy begin met hulle praat, die mense daar in Athene. Hy sien hulle stad is vol afgodsbeelde, hy's opstandig daaroor, en hy begin met hulle praat, en hulle sê, maar hy's net 'n praatjiesmaker, en hy verkondig vreemde gode, en hulle nooi hom na die Areopagus toe, daar waar al hierdie debatte plaasvind, en hy begin by die Areopagus nie deur te sê,
hoor julle is almal net met boosheid besig. Ek verwerp als wat julle hier sê. Nee, hy is baie slim. Hy kyk deur al hulle afgodsbeelde. En hulle het juis gesê, jy moet soveel as moontlik gode hê. Maar miskien mis ons een, kom ons sit sommer een, die onbekende een ook. So ons hou al ons opsies oop en Paulus vat daai geleentheid. Iets inderdaad wat boos is. Kry soveel gode as wat jy kan uitvind of uitdink en maak sommer nog 'n beeld vir die een wat jy nie van weet nie. Deur jou sekuriteit te vind in baie gode. Paulus vat daai gaping, sê ek het oral hier gekyk en ek sien, hoor hier's 'n altaar aan 'n onbekende God. En hy sê, julle vereer eintlik iemand wat julle nie ken nie. Kom ek vertel julle, wie is die onbekende God? Hulle het nie dit bedoel nie, dat daar's 'n ware God nie. Hulle het maar net nog een bygesit by hulle lys. So in 'n sin verwerp Paulus en hy verhef, hy red, reject en redeem. En juis daar iets in hulle godsdiens gebruik hy om hulle te wen. Party verwerp hom toe daaroor. Toe hy nou sê, nee, dat is eintlik net hierdie een God. Ons het nie dit bedoel nie. Ons het bedoel net nog 'n onbekende een by ons hele lysie. Baie verwerp hom, maar dan sê hy, maar sommige. Handelinge 17 vers 34. Vers 32 sê, baie van uit hom begin spot, sê, daar is 'n God wat gekom het, en hy die dood oorwin, hy het opgestaan. Maar hy sê, maar sommige manne het by hom aangesluit, en gelowig geword, en dan noem hy die name van die manne en die vroue. Dis presies wat Kersfees doen. Dis byna dieselfde ding. Jy gaan in die kultuur van die wêreld en sê, of ek moet hierdie heeltemal verwerp. Hier word sê nou maar kinders geslag, of hier is hierdie seksuele orgies by 'n tempel. Maar wag, hier kan ek die wêreld binnendring en vir hulle die boodskap van die ware Christus verkondig. En juis in daardie godsdienste wat die hele tyd gesuggereer het van 'n maagd of 'n moedergod of 'n moeder wat 'n kind bring, in daardie omgewing het die kerk die geleentheid raak gesien om te sê, nee, daar was 'n maagd. Haar naam was Maria. Sy het 'n seun gehad. Hy is God die seun. Hy is die redder van die wêreld. En dit het die wêreld vir eeue verlig. Om nou te sê, jy is met afgodsdiens besig, as jy dit wat die geskiedenis redeem het, verwerp, ek kan dit nie verstaan nie. Ja, wat vir my so mooi is van hierdie storie in Handelinge 17, daai name wat genoem word aan die einde van die storie, Dionysius en Damaris, dis twee mense wat daar gesit, en hulle het gelowig geword, en ek dink die rede, ek vermoed die rede hoekom die name daar uitgesit is want daai name is eintlik verskriklike name. Die een naam is iemand wat vernoem is na die gode van die bome, en die ander naam is vernoem na die god van dronkenskap. Nou dink jy daaraan, as jy nou 'n babatjie het en jy dink by jouself, ek wil my kind Damaris noem. Mag jy jou naam uitleef na die god van dronkenskap. So dit wat Paulus hier doen is hy skets vir ons eintlik die tekstuur van die konteks waarin hy hierdie oomblik geredeem het. Hy sê, kyk wat het hier gebeur. Hierdie mense het gelowig geword. Hierdie mense het as ek net daar gesit het en ek was nou, ek het nie hierdie oomblik geredeem nie. Hy het net ingekom en aangehou praat soos hy sou praat, en dan sal hom afgemaak het en gesê, maar hierdie ou is heeltemal mal, en hy sou nooit geluister het nie. Maar hy het iets gedoen in die redeem van daai oomblik, en dit het hierdie mense tot redding gebring. En dit was net vir iets wonderlik toe ek dit al raak gelees het. Ja, iets anders wat ek my ook aan herinner is wat Paulus daar in Filippense sê. Hy sê, daar selfs party mense wat probeer om die evangelie nou te verkondig, sodat dit sy lyding moet vermeerder. Sê maar ek is daaroor ook bly. Selfs as daai ons wat nie glo nie, hulle verkondig die evangelie met 'n valse motief dat ek moeilikheid moet kry. Sê ek is net bly dat die evangelie uitgaan. Dit is hoe Paulus was. En nou moet 'n ou vra, maar wat is die inhoud wat die kerk deur die eeue en natuurlik die Bybel aan hierdie groot fees, die Kersfees gegee het? Dis eintlik 'n Bybelse teologie wat 'n heidense fees totaal oorgeneem het. Sê kom,
terwyl hierdie heidene hierdie verkeerde fees het, kom ons begin in hierdie selfde tyd die heel groot ding vier wat in hierdie wêreld gebeur het. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword. Hy het gekom en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dis wat ons vier. Hy het gekom, maar hy het vlees geword en by ons gewoon. Dit natuurlik moet 'n mens ook, ons gaan nou nie 'n lang gesprek daaroor hê nie, maar laat besef, dit sê iets van liggaamlikheid. Daarom sê Paulus daar in Romeine 12 vers 1, die mees basiese van jou geloof is om nou jou liggaam te offer aan God, want die God wat die liggaam geskape het, die mens wat die liggaam besoedel het, deur dit te misbruik, God het nie net daardie mens verwerp nie. Hy het gesê, nee, kom laat ek ook nou 'n liggaam inneem, net soos hulle. Dit sit 'n stuk waardigheid en 'n ongelooflike kritieke belangrikheid aan wat ek met my liggaam doen, ook hierdie Desember. Paulus sê ek kastei my liggaam. Hy sê nie ek pastei my liggaam nie, Gerard. Maar so, laat ons dis wat ons vier. God het 'n mens geword, uit 'n liggaam betrek. En dit moet my laat dink aan die effek van my liggaam in my godsdiens. Maar hy het onder ons kom woon, dit laat my dink ons vier teenwoordigheid. Sien nou die vakansie, gaan vakansie hou en iemand vir wie jy baie lief is, kom. Hierso Benita, wat die hoof van ons kinderkerk is, haar seun werk mos in Amerika en hy het in die week gekom. Hy's hier. Daai ontvang van gaste, familie, hulle is hier. Oupa en ouma se kleinkinders is hier, of die kleinkinders, oupa en ouma is hier. En ons vier iets ongelooflik wonderlik. En daaroor is ons eintlik in totale verwondering in die Kersseisoen. Dis wat Advent beteken, koms, hy het gekom. En dit is voorspel reeds in Israel se politieke situasie daar in Handelinge 7. Soos dikwels in die Bybel, kan 'n teks iets beteken binne in die konteks, waar dit sê net, daar gaan 'n leier gebore word, maar skielik in die Nuwe Testament, word daardie voorspelling, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem, want daardie maagd kon ook net beteken het, 'n vrou, wat nou nog 'n maagd is, sal eers swanger word. Maar die Nuwe Testament sê, nee, dis nie al wat daai teks beteken nie. As die engel van verskyn aan Josef, toe hy nou besluit het, hy wil liewers vir Maria net in die stilligheid skei, as sy verloofde, toe verskyn 'n engel aan hom in 'n droom. En die engel sê iets aangrypend. Hy sê, is Matteus 1 vers 20, dit sê, terwyl Josef in gedagte gehad het om van Maria te skei, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet Jesaja gespreek het. Nou, haal die engel Jesaja 7 aan. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons.
Wat 'n stelling om 'n mens in totale verwondering te bring. Die God kan in my lewe teenwoordig wees. God het die skeiding deurgebreek. En elke keer as jy in 'n kerk sit en sing, of staan en sing, en jy van iets bewus word hierdie skrif weer vervul. God is die God wat kom. Hy breek deur die grense. En dit laat my dink, Gerard, aan, ek dink die begeerte van God ook, is dat ons dieselfde begeerte sal hê as God. Hy wil teenwoordig wees. Dit is, ek dink wat Dawid so 'n liefling van God gemaak het, Psalm 73, vir sy kinders van Asaf, ek kan nou nie, vers 28. Of nee, is nie Dawid se psalm nie, Psalm 23, wie is die man, is dit Asaf. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Daai hele psalm waar hy sê, hy het swaar gegaan, hy het gesien hoe goed gaan dit met goddelose mense, hoekom het ek nou, sê, amper het ek God se teenwoordigheid verloor. Amper is Immanuel weg. Kersfees herinner ons om te leef vir die betekenis van daardie naam. Immanuel. En van die geboorte van Kersfees af, ek hou van wat jy daar gesê het, is daar was die grens is gebreek, daar is die skeiding is gebreek, en van toe af, sou die mens nooit weer nie in die teenwoordigheid van God toegang gehad het nie. Die wat wil, kan. Ja. En hoe anders kan dit dan ons feestelike mense maak, maar dat is ook iets wat vir my in Kersfees herinner, ons feeste is nie net soort van wasig nie. Dis mens, dis jy kan hom proe, soos die Ou Testament offers. Jy gaan offer aan God, maar dan eet jy, dis soos 'n braaivleis. Ja. En mag ons in hierdie Kersseisoen fees vier. Ja. Ek dink, is dit hierdie jaar of verlede jaar, Gerard, een keer gepraat oor die vreemde oordeel van God eendag. Ja, laas jaar. Was dit laas jaar? Ja. Dit moes daar in Deuteronomium 28, waar al daardie vloeke uitgespreek word. Jy praat van, was dit vroeër hierdie jaar, Ja. by Selawie het ons hier. Waar hy sê, jy gaan opswel, maar baie tydens Desember swel sommer op, maar hy sê, dan gaan jy 'n donkie koop en hulle gaan hom steel en jy gaan verloof raak en dan vat 'n ander man jou vrou en dan gaan jy uitslaag kry en jy gaan, dit is 'n verskriklike hoofstuk, die vloekdeel daarvan. En die verbasende vers waaraan ons onsself herinner in hierdie feesseisoen, is dat 'n mens geoordeel kan word omdat jy jou Desember nie genoeg geniet het nie. Omdat jy Kersfees nie voluit gevier het nie. Nou ja, ek dink daar's 'n fyn balans, dat soms is daar 'n bietjie oordaat, jy eet baie lekker, jy kan nou net nie vir 20, 30 dae aan mekaar so eet nie. Maar jy moet fees vier, en dan Deuteronomium 28 vers 47 sê, een deel van die oordeel is, een rede, waar God gaan sê, Gerard, ek was baie ontevrede met jou. Desember 2025. Sê, wat Here, ek het al so mooi gedoen, ek het nêrens oortree nie. Sê, Gerard, maar jy het dit nie geniet nie. Dit sê die oordeel, hoekom gaan ek die vloek oor jou laat kom? Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie. Dis 'n tyd vir vreugde en vrolikheid. En ek is vanoggend aangevat deur julle, toe ek gesê, dis nou, ek wil 'n paar goedjies koop vir die visvang, toe sê maar, Koos, wat gaan jy daarmee doen? Gerard, toets my. Ja, ons gaan. Toets my. Ek soek foto's. Ek sal dit bring. Okay. Ja. Ja, maar Koos, ek dink een van die probleme is, wat ons baie keer doen, en I don't want to be a downer now, maar ek dink ons maak baie keer die Kersverhaal te veel net van 'n mite, en 'n storieetjie wat vertel word, meer as wat dit
ons besef wat dit vir ons is. As ons die werklikheid van hierdie oomblik besef en die gewig en die grootsheid daarvan, dan sal dit amper iets word soos wat gebeur het met daai wyse manne toe hulle in die teenwoordigheid van Jesus neerval, het hulle met hulle gesigte op die grond voor hom neergeval, want hulle besef wat hier gebeur. En dit was heidene gewees. Hulle val neer want hulle het besef die gewig van die oomblik dat hierdie persoon wat hier is, het gekom vir ons redding. Weet, as Kers is net so, dis nou maar net nog 'n ou ietsie wat ons doen, dis 'n oulike verhaaltjie van 'n babietjie wat gebore is in 'n stal en op mooi sagte hooi neergesit is, tussen mooi Kersfeesskapies en geskenke, dan maak ons dit arm. Ek dink jy is heeltemal reg, Gerard. Daai fyn balans, eintlik om in verwondering en feestelikheid in te gaan, moet jy ook in oorweldiging. Die twee loop saam. Die mooi deel van die vrees van die Here. Hierdie is te groot. Jy kan nie die exuberance hê sonder die wat sal die anders Engelse woord wees? Die awe nie. Dis awe, without awe no exuberance, without exuberance raak awe neerdrukkend. En ook die feestelikheid van enige iets hang af die vreugde van die feesviering het baie te doen met waaroor ons fees vier. Presies. As dit iets lig is, dan is die feesviering, dis altyd lekker om fees te vier, maar dis vinnig verby, maar as ons besef waarvoor ons fees vier. Daarom is 'n gewone verjaarsdagpartytjie nie so groot soos 'n 40ste, soos wat nou volgende jaar vir jou voorlê nie. Ja. En selfs 'n verjaarsdag, watter ouderdom se fees is nooit so groot soos 'n troue se fees nie. Precies. Die inhoud is net groter, jy is heeltemal reg. En laastens, Gerard, dink ek, Kersfees is 'n gulde geleentheid om jou kinders te bereik, jou kleinkinders. Hulle is so vatbaar vir die verwondering. En nou hoef ons nie die persentjies en daai goed af te maak en die boom en die opwinding nie, maar om net dit te bied en nooit by die storie met hulle te kom, dat hulle hartjies kan verweek nie. Het laat my dink aan die opdrag daar in Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, as net een. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En dit help veel als wat ons nou gepraat het, sê almal wat hier luister. Ja, dis in my. Maar daar's nog 'n en. Ja. En jy moet dit jou kinders inskerp. Daaroor praat as jy in jou huis sit. En as jy op die pad is. En as jy gaan lê. En as jy opstaan. Mag ons kindertjies hoor en glo en verwonderd wees. En mag hulle in hierdie tydperk waar ons uitgedaag is om te redeem dit wat die wêreld baie keer probeer steel, terwyl ons redeem, mag ons kinders in verwondering staan. Dankie Koos, dit is so waar. Ek sien uit, ons het nou al sulke tradisies in ons huis wat ons doen en dit is my so lekker om altyd die verwondering in 'n kind se gesig te sien. Ek het min daaroor van dit, baie min daaroor. En dit is al klaar hartseer op sigself, maar ons gaan aanhou die verwondering bou in ons kinders se lewe van die grootste storie wat nog ooit gebeur het met die mens, is dat hy het gekom om ons te kom red. En die Kerssangdiens, Gerard, is 'n ideale kans om die kinders te bring. Ja, 7 Desember, eerskomende Sondag, hoe laat is dit? 6:30, hier by Eren Gemeente het ons Kerssangdiens. Nou ek wil net, wat ek weet van ons Kerssangdiens nou al, is dat elke jaar is al baie min sitplek oor, so jy moet vroeg kom en kom geniet 'n wonderlike feestelike aand saam met ons,
waar ons gaan feesvier, die een wat gekom het om ons te kom red. Dankie Koos. Gerard, Jy moet lekker vakansie hou. 2025. Ek soek visfoto's, né? O. Ek soek visfoto's. Ek sal nou Kom jou groet met 'n rooi aashand as jy my weer sien. Wel, ek gaan nie beloof ek gaan vir jou visfoto's wys nie van my nie, maar ek gaan vir jou wys waar ek vis gaan vang het. Dit sal ek vir jou bring. Maar ek is nie goed met die visvang nie. Maar ja, in elk geval. Ek hoop jy vang lekker vis. Ek hoop jy rus lekker en ons sien mekaar weer Januarie wanneer die skole weer begin vir 2026. Geseënde Kersfees. Totsiens.